Ek wil kort vanaand by stil staan. Dis eintlik net iets wat ek wil dit nie so nie verbygaan nie, maar ek dink as ons net verstaan wat is die gesigte van, ek wil eintlik sê die Godheid van Christus. En jy vind dit net op twee plekke in die Bybel. Die een is in Openbaring 4 en die ander een is in Jesegiel hoofstuk 1, waar die woord van die Here dit baie duidelik uitbeeld. En jy kan 'n konnektasie uit dit net maak en ek wil net vanaand vir u net die konnektasie laat maak, dat ons net so 'n klein bietjie verstaan van wat sê God se woord ten opsigte van Jesus. Ek is 'n baie groot voorstander om te sê, as jy werklik jou bediening wil verstaan, leer om Christus te verstaan. Weet wat het hy gedoen, weet hoe het hy opgetree, weet hoe het hy gefunksioneer, want dan verstaan jy hom baie duidelik. U kan saam met my lees in die woord van die Here in Openbaring hoofstuk 4 vanaf vers 5 en tot en met vers 11. Hy sê, en daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan. En 7 vuurvakkels van die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. En voor die troon was daar 'n see van glas soos kristal. En in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens vol oë, van voor en van agter. En die eerste lewende wese was soos 'n leeu. En die tweede lewende wese was soos 'n kalf. En die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens. En die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. En die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad. En hulle was rondom en van binne vol oë. En hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig is die Here, die God Almagtige, wat was en wat is en wat kom. En elke keer is die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gegee aan hom wat op die troon sit, wat tot in die ewigheid lewe. Val die 24 ouderlinge neer voor hom, wat op die troon sit en aanbid hom, wat tot in ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Jy kan Jesegiel in Jesegiel 1 vers 4 tot en met vers 28, dan kan jy so 'n bietjie meer gaan lees ook, waar hierdie lewende wesens perfek ook uitgebeeld word. En dit is nogal so 'n bietjie van 'n moeilike ding om as jy wil mooi indelf om te verstaan hoe hierdie goed in mekaar werk, maar ek gaan nie vanaand by dit stil staan nie. Ek wil net by die 4 gesigte wat hier geopenbaar word, wil ek stil staan. En ek vir u sê, as ek jy sal verstaan by die einde hoekom ek sê, dis vir my die gesig van Christus. Dis waaruit Christus bestaan het. En as die kerk wil vorentoe beweeg, moet ons verstaan, die woord sê dit, 'n leerling is nie bo sy meester nie, en 'n dienstig nie bo sy Heer nie. En dit is baie belangrik dat ons sal weet en sal verstaan waaroor dit gaan. Vers 7 het gesê, en ek wil dit net weer herhaal, hy sê, en die lewende wesens was soos 'n leeu, as jy die eerste lewende wese was soos 'n leeu, die tweede lewende wese soos 'n kalf, en die derde lewende wese het die gesig gehad van 'n mens, en die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. As jy net vinnig by dit kan stilstaan, ek het dit net hier uitgesit in 4 blokkies, en ek gaan by hierdie 4 gesigte net vir 'n baie kort tydjie stilstaan, waarna ons dan lekker gaan saam kuier hier langsaan. Maar ek wil hê dat u intens net sal luister. Ek gaan 'n skrif of 2 by elkeen van dit aanhaal, net om dit te bevestig ook. En dan net so 'n kort opsomming ook van elkeen vir u net gou deurgee. Lees gou saam met my. Ons kyk na die eerste lewende wese was soos 'n leeu. Ons ken almal hierdie verhaal
waar Jesus vir die skrifgeleerdes en die fariseërs en die gefeinstes gesê het, want julle bou die grafte van die profete en verstuur die grafstene van die regverdiges. In vers 12 van Mattheus 21 sê Jesus in die tempel ingegaan en almal wat in die tempel verkoop het hy uitgejaag en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiwe en die verkopers opgegooi. Nou, alrede hoekom ek hierdie twee skrifte hierby gebring het is, as jy hierna kyk en jy moet Jesus uitbeeld volgens hierdie twee skrifte, dan dink jy eers hy was 'n geweldenaar, hy was 'n moeilikheidsoeker. Hy was nie. Die rede hoekom hy dit gedoen het, was omdat hy gesag gevat het, wanneer hy op plekke gekom het. Hy was een van die min wat kon opstaan en vir 'n skrifgeleerde en 'n fariseer gesê het, jou gevriendste. Dis hoekom hy ook natuurlik later van tyd met sy lewe geboet het. Maar die oomblikke wanneer hy dit gesê het dit 'n impak gemaak op die mens. En jy kan dit gaan lees, as jy die gedeeltes gaan lees, in konteks in die woord van die Here. Jesus het die vermoë gehad om gesag en autoriteit uit te beeld. Maar tog draai hy. En hy kom na die kind van die Here en hy sê vir die kind van die Here, maar hierdie dinge lê in julle hand. Hy het hierdie mandaat wat hy gehad het. In hierdie 4 gesigte sal jy dit ook agterkom, het hy afgewentel na die kind van die Here toe. Die eerste plek is dat ons het nie nodig om weg te hardloop vir die omstandighede en die dinge wat gebeur om ons nie. Daar kom 'n tyd en 'n plek in ons almal se lewe waar die Here verwag dat ons moet standpunt inneem. Hier het Jesus baie duidelik, net in die 2 gedeeltes, daar's baie ander, het hy regtig erge standpunt ingeneem. Op een van die evangelies sê hy het 'n sweep gevleg en hy die ouens in die tempel uitgejaag. Dit klink bietjie baie rof. Ons lees ook dat hy het die tafels en die stoele en die geldwisselaars se tafels en sy stoele en die duiwe verkopers het hy fisies omgegooi. Weet jy hoekom? Omdat dit vir hom belangrik was dat God se huis suiwer moes bly. Dat God se huis rein moes bly. Want God se huis was genoem en hy sê dit, hierdie is 'n huis van gebed en nie 'n rowers spilonk nie. En buite die feit dat hy hier gesag gevat het, weet ons hoe hy gesag gevat met die siekes. Ons weet hoe hy gesag gevat oor hulle wat kranksinnig was. Ons weet hoe hy melaatses gesond gemaak. En ons weet telke male hoe het hy op vele plekke gekom en groot wonderwerke gedoen, want hy het die gesag gehad. Hy het in elke keer wat hy dit doen, het hy met gesag en met autoriteit gespreek. As ons net vinnig kan dink, toe hulle almal in die woestyn was en die see en die storms het die wind en die storms het oor die see gekom, en hy lê en slaap in die bootjie. Baie bekend. Staan hy op en hy spreek die storms aan, en die Here stil die winde. Met gesag het hy daar gespreek. Hy stap op die waters, op pad na 'n stadjie toe wat in die middel van 'n storm is, en daar is 'n benoudheid onder die mense, maar terwyl dat hulle benoud is, stap hy in sy almag, en hy wys vir hulle, eintlik met 'n baie mooi boodskap, ek sal in die midde van al jou omstandighede, sal ek jou tegemoet kom, al stap ek op die waters van hierdie samelewing, al stap ek op die lewende see van ewigheid, ek sal by jou uitkom. Ons ken dan ook die verhaal, toe Petrus vir hom sê, maar as dit u is wat ek ook op die water loop, en sy woorde was, kom. En ons lees dat onder daardie gesag en daardie autoriteit wat hy gehad het, klim Petrus op die water en hy stap tot die oomblik wat hy die storm om hom sien. Toe sink hy weer. En ek wil dit amper sê, toe verander die mandaat wat hy by God gekry het. En vanmôre het ons so 'n klein bietjie gepraat oor Petrus. En ons het besef dat Petrus het later van tyd daardie mandaat opgeneem. En hy het uitgestap in die gesag van die Here. Die leeu reg deur die Bybel
bevestig koningskap en gesag. Hulle noem hom die leeu uit die stam van Juda. Op baie plekke hoor ons ook hom aanroep as die leeu van gesag en die leeu van absolute oorwinning en van krag en van koninklike gesag. En dit is wat ek het Vrydag aand terwyl ons in nuus was, toe praat ek oor dat God jou koningskap herstel. En vanaand wil ek vir u sê, dit wat Jesus vir ons nagelaat het, is 'n deel van u en van my lewe. Hierdie simbool of hierdie gesig van hierdie lewende wesens in die Bybel is bloot ook maar net om vir ons as kind van die Here te sê, luister, jy sal iewerste in die gesag wat God jou gegee het, moet opstaan. Want Jesus, ten spyte dat hy betaal het met sy lewe, het hy daardie gesag uitgeleef met alles wat in hom was. Ons sing daai liedjie baie keer wat sê, te wees soos Jesus. Te wees soos Jesus, so sag genederig, so rein en heilig. Ek verlang te wees soos hy. Maar ons vergeet baie keer met dit saam. Kom daar 'n plek wat ons moet ons koninklike gesag wat hy op ons afgewentel het, inneem. Waar ons moet opstaan en waar ons moet teestaan dit wat in ongeregtigheid is. Ek is 'n persoon wat baie, ek kan lekker lag, ek kan lekker gesels, ek kan alle dinge doen, maar daar's iets wat ek deur die jare ontdek het. Die oomblik wanneer ek in 'n kring van geregtigheid, van ongeregtigheid kom, dan voel ek onmiddellik ongemaklik. Ek sal nooit vergeet, ons staan in Louis Trichardt in ons werk, besig om wat noem hulle dit, irrigation systeem, 'n sprinkler besproeiingssysteem in te sit vir die boorgang wat daar is en alles. En daar kom 'n man verby, soms so in die verbygang, en hy begin met ons te praat, en uit die bloute uit, en hier begin hy 'n grappie vertel, maar dis liderlik, en dis vuil. En weet jy, in daai oomblik, toe vervies ek my vir hierdie persoon, en ek sê van, weet jy meneer, jy weet mos nou met wie jy praat. Jy weet mos nou, jy praat met kinders van die Here wat hier staan. Hoekom sal jy juis met hierdie vuil mond hier voor my kom staan, en hierdie vuil dinge wat jy nou hier uitgeplak het, tussen my mense kom. Ek sê, ek moet nie, jy het gedink, ek gaan saam met jou lag hier oor nie. Ek sê, eintlik is dit 'n skande. Weet jy, daai manne, hulle sê my pastoor, hy is eintlik 'n aggressor. In daai oomblik raak daai man spierwit in sy gesig, en ek dog nie, hier kom nou een, want ons staan op die sypaadjie, en ek dog, hier kom nou een lekker groot street fight. Maar in daai oomblik, toe ek dit sê, toe gewaar ek dat hier 'n krag van God by my, en weet jy, daai man het net so gekyk, toe sê, ek het nou my verwelkoming, as het hy gesê, dit is gesê, I've overstayed my welcome, ek gaan liewester nou loop, pastoor. Paar dae later werk ons weer daar by die kerk, kom daar selfde man weer verbygestap, en hy kom so met die kant van die kerk, en hy kom loer so in by die kerk. Hy sê, waar is hierdie kwaai pastoor wat hier is? En die vrou sê, nee, hier is ons pastoor, hy kom nader, hy sê, pastoor, wil net vir jou sê, dankie dat jy my op my plek gesit het. Hy sê, want ek het my ontsag vir God verloor. Hy sê, maar vandat jy met my gepraat het, hy sê, voel ek, dat ek was skuldig aan dit wat ek gedoen het. Weet jy dat die Here het jou nie hierdie koninklike gesag gegee, om te verniel en te vernietig en te verwoes nie. Jesus het gekom, hy het hierdie koninklike gesag en heerskappy, en hy kom uitleef oor hierdie aarde, met een doel voor oë, en ons lees dit in Johannes 3 vers 16, sodat niemand verlore mag gaan nie, en almal die ewige lewe sal beerwe. Sy koninklike gesag was bedoel vir die krag, vir die kind van die Here, dit was vir ons bedoel vir oorwinning, maar dit was vir ons bedoel ook gewees, om die mandaat te hê, om te sê, ek gaan heers oor die werke van die vyand, ek gaan staan oor die dinge wat teen my aanstorm in die lewe, ek gaan vasstaan, wanneer dit gaan lyk of die storms my uitmekaar gaan waai, en of ek gaan sink in die dieptes van die see, ek gaan staan op die gesag wat God my gegee het.
Ek wil graag na die tweede gesig toe gaan. Tweede gesig, sy het die gesig soos die van 'n kalf gehad. As jy so 'n bietjie die grondteks in gaan, dan praat hy van 'n os. Actually in die Engels praat hy van 'n ox. Maak die saak nie 'n kalf is 'n os, hy word gebruik om te dien. Markus 10 vers 45 en Johannes 13:5 lees soos volg. Hy sê, want die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Johannes 13 vers 5. Daarna het hy water in 'n bak gegooi en die voete van sy disippels begin was en afdroog met die doek wat hy om hom gehad het. Net vir 'n oomblik hier stil staan. Jesus sê die woord van die Here was gehoorsaam tot die dood van die kruis. En in dit alles het hy gedien. Vir 3 jaar het hy op aarde sy bediening uitgeleef as 'n dienende God. As 'n dienende leier. Ek sê dit en ek sal dit aanhou sê in die tyd waarin ons leef is. Ek wil vir u sê, God het nie meer autokratiese bestuursleiers nodig nie. Hy het dienende leiers in sy kerk nodig. Hy het manne en vroue nodig wat bereidwillig is om af te sakke en op grondvlak in te stap en iemand te gaan dien, terwyl dat hy in swakheid sit, terwyl dat hy in ellende sit. Ek wil vir u sê, reg oor Suid-Afrika vanaand, is daar mense wat in smarte gedompel is. Ons kan kieskeurig raak en ons kan die bestes gaan uitkies, hulle wat in oorwinning leef, hulle wat dalk nie finansiële probleme het nie, maar tog het Jesus gekom en het gesê, ek het nie gekom vir hulle wat wel is nie, ek het nie gekom vir hulle wat ryk is nie, ek het gekom vir hulle wat gebroken is, wat arm is, wat beklaanswaardig is. Ek het gekom om te genees, ek het gekom om te herstel, ek het gekom om te dien. Amen. En in Johannes 13 vers 5, by een van sy laaste optredes, as ek dit so kan doen, sê die woord van die Here, het hy sy boorkleed uitgetrek en het om hom gebind en hy het 'n skottel water gevat. En ek wil net vir u noem dat voete was in die Bybelse tyd was die taak van 'n slaaf. Dit was nie die eienaar van die huis, omdat hulle daardie jare het hulle ver gestap en op stof baie, hulle het nie die gerief gehad van karre wat nog mooi blink as iewers kom en as hulle met maar kom ons sê maar met 'n sandale tipe van skoen het hulle gestap, soos hulle ver gestap het by iemand se huis gekom het, dan was dit die werk van die dienstige slaaf, want dadelik was hulle daar met 'n skottel en hulle het gegaan en hulle die voete gewas van hierdie mense wat van ver gekom het, sodat as dit ons lekker as jy, het jy al agtergekom, as dit 'n baie warm dag is en jy wil nie in die swembad spring nie, weet jy wat jy gesit het met jou voete in die water? Jy het al gedoen, dis 'n lafenis, dit voel net lekker. Selfs as jy op die hittigste, die warmste dag is wat jy voel, ek kan myself in die swembad ingooi, gaan sit net en sit net jou voete in die water, kom agter hoe voel dit, daar's 'n lafenis daarin verbonde, maar Jesus kom, en in sy almag, ek wil nie die preek by die konferensie gebring en wil ek herhaal nie, maar in sy almag doen hy die volgende, hy verruil die gesag wat God hom gegee het, en hy sak neer, en hy begin die voete was van sy disippels. Weet jy wat was hartseer? Sy verraaier was ook daar. En hy het geweet. Sy verloner was ook daar. En hy het geweet. Hy het geweet Petrus gaan hom verloon. Hy het geweet Judas gaan hom verraai. Maar sonder enige veroordeling in sy hart. Sy kom ek leer julle iets. En ek wil vir u sê, buiten die opdrag wat hy daar gegee het, dat ons moet voete was en ons mekaar se voete was die grootste opdrag wat hy daar die dag gegee het, was
julle moet dit, soos wat ek dit aan julle doen, moet julle dit aan mekaar doen. Kortom het hy gesê, julle moet nie te hoog lewe nie, julle moet nie te groot word in julle self nie, julle moet diensbaar teenoor mekaar bly. Julle moet bereidwillig wees om enige oomblik van enige dag die juk op jou skouers te neem en die waard die drif te trek, want dit was wat hier uitgebeeld was. Hy het die gesig van 'n os gehad. Hy met ander woorde, dit was 'n diensbaarheid en 'n offer, want hulle het maar altyd ek mag gaan kyk, ek gaan vir jou 'n verhaal vertel. Elia kom by Elisa. Here stuur hom, hy sê vir hom, gaan sê vir Elisa, hy is die volgende profeet in jou tyd, in jou plek. En Elisa staan op en hy sê dit en Elia sê vir hom, nou wat het ek nou aangedoen in dit? Maar die woord leer vir ons, en daai oomblik toe draai Elisa om, en hy gaan slag die osse, wat die ploeg getrek het, wat diensbaar was, en hy gebruik die ploeg van daai jare was mos maar hout met stukke yster, en hy gebruik die hout, en hy steek 'n vuur aan, en hy offer hierdie osse. Tweede gesig is die van diensbaarheid. 'n Diensknegt kind van die Here moet diensbaar wees. Hy moet 'n offerdier word, hy moet 'n werkdier word. Ek het hierdie jare gesien, kom jy op plekke, jy kom op gemeentes, dan kry jy hier is 'n man, of daar is 'n vrou, hulle wil altyd in die rigting trek, en hulle wil altyd die kant toe gaan, altyd daai kant toe, en hoe meer jy met hulle praat, hoe kwaader word hulle vir jou, en hoe kwaader hulle vir jou word, hoe harder slat hulle jou, en dan sê jy die tuig, en jy sleep daai osse waar, en jy trek daai water in die trif, en hulle slaan, en hulle hou nie op slaan nie, soveel keer dat jy voel, ek gaan nou geestelik, gaan my neerpak, en my liggaam gaan gebroken raak. Ek wil vir jou iets sê, ek het geleer, dat onder die geklank van die sweepgeslag, en onder die houe wat geval het God my net meer en ernstiger vermaan, om diensbaar te bly, en om te buig, en om te staan voor die God van ewigheid heerlikheid. Ek het nooit voor mense gebuig nie, en ek sal nooit voor 'n mens buig nie, maar ek wil vir u vanaand sê in alle ernstigheid, weet jy wat het gebeur, hoe meer ek gedruk het, hoe meer hulle geslaan het ek na verloop van tyd agtergekom, die geslaan het begin minder word, die skelle het minder geword, en weet jy wat gebeur, omdat ek besluit het, ek gaan 'n diensknegt van God bly, het ek agtergekom, hulle begin saam met my, in die water klim, hulle begin saam om die water in die drif te trek, dit is maklik om iemand vanaand hulle klok te hang, en om uit te lewer, maar kerk van God hoor vanaand, die erns van hierdie gedagte is, jy kan die mense uitlewer, en hulle oorgee nie, jy moet diensbaar wees, as 'n kind van die Here, in elke gebied van jou lewe. Ons almal ken jou skrifgie wat sê, as hulle van jou 1 myl afdoen, loop het hulle 2 myl saam. Daar is natuurlik 'n baie duidelike riglyn in die woord van die Here. Hy sê, as jy in 'n stad en 'n dorp kom, en hulle neem hierdie woord nie aan nie, skil die stof van jou voet af en gaan verder. So daar is 'n tyd wat jy moet omdraai. Daar is 'n tyd wat jy gesê, ek het nog genoeg gehad, nog stap ek weg. Daar kom 'n tyd. Maar ek wil vir jou sê, solank as wat die Here dit van jou verwag, wees diensbaar. Tot die dood. Tot die dood verdra hy die Godverloner. Tot die dood dra hy Judas Iskariot op sy kerkraad. Petrus was eintlik, as ek dit kan sê in die terme van vandag, 'n verraderlike mens. Want hy het gesê, ons sal by u staan tot aan die einde. En toe draai Jesus om en hy sê, voor die hand die keer kraai, sal jy my verloon het. Maar in dit het hy nederig gebly. In dit het hy in diens van sy Vader gebly.
In dit het hy aan die kruis gesterwe met 'n opofferende liefde wat hy aan u en van my tot vandag toe tentoongestel. Selfs vir ons ou kindertjies wat vanaand hier sit, selfs vir die ongebore kindertjies wat nog op pad is. Ek wil vir u sê, reg oor die wêreld heen het God sy lewe gegee vir almal, en dit was 'n bewys om te sê, hoe moet jy dien? Weet jy dat die Bybel praat van die getuienisse van God? Weet jy, daar's 2 tipe getuienisse in die Bybel. Die een wat uitgestap het en die woord van die Here verkondig het, wat vir mense vertel het wat God gedoen het. Maar weet jy dat die ander getuienisse was hulle wat met hulle lewens geboet het, omdat hulle vir God gestaan het, want hulle het geboet en hulle word genoem 'n getuienis. Weet jy hoekom? Want tot die dood toe het hulle God met alles lief gehad. En dis die belangrikheid, as ons na hierdie 4 karaktereienskappe van Jesus en van God ken, dan sal ons verstaan hoeveel die Here werklik van ons verwag. Kom ons gaan na die 3de een toe. Hy sê die 3de een het 'n gesig gehad soos die van 'n mens. Jy gaan maar gou lees net saam met Efesiërs 2 vers 6 tot 8. Hy sê wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Dit was nie vir hom 'n probleem om van sy am as die seun van God afstand te doen nie. Dis wat dit hier sê, kortom. Maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem, wat ons reeds oor gepraat het, en aan die mens gelyk geword het. In elke opsig was hy mens. En in die gedaante gevind as 'n mens het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, ja die dood van die kruis. In elke opsig was Jesus 'n mens. Ons lees dit by sy marteling. Reg deur die Bybel kan jy lees, daar was plekke wat hy moeg geword het. Leg deur die tyd was daar plekke wat hy honger geword het. Hy was 'n mens. Toe 'n man by hom kom en hy sê vir die volk, toe sê ek wil vir jou sê, die seun van die mens, hy sê die jakkals het gate en die voëls het neste, hy sê die seun van die mens het nie eens 'n klip waarop hy sy hoof kan neerlê nie. Wat vir jou sê het ook gesmag na goeie nagrus. Kind van die Here, hy het alles gegee, tot by die einde. En elke gedagte en elke idee wat hy gebring het, was hy net 'n mens. Sy menslikheid en die verhouding wat hy toongestel het, was 'n verhouding van intelligensie. Hy het nie dom dinge gesê nie. Hy het nie gesê wat hy wou nie. Weet jy dat daar 'n plek wat hy vir die Fariseërs sê? Hy sê ek het baie om te sê oor julle wat hier is. Hy sê maar dis nie hoekom ek hier is nie. Ek is hier om die wil van my Vader te doen. En dit is so dat ons kan baie vinnig, baie maklik iets van iemand te sê het. Maar weet jy dat God het ons nie bepaal om te sê wat ons wil en wil sê van iemand wat ons wil en kan sê nie. Baie keer soms ek sê, weet ek wil nou iets sê, miskien moet ek dit nie sê nie, ja, miskien moet ek nie, ek gaan dit sê. En dan sê ons wat ons dink van iemand. Jesus sê ek is nie hier om oor julle foute te praat nie. Hy sê ek is hier om die wil van my Vader te doen. Kyk hoe Gerard speel die orgel, hy speel hom so lekker. En almal is bly as Gerard op die orgel is, en dan is ander baie bly, en is daar agter die klavier te veel sê, hulle moet die Here dankie sê vir elke musikant wat hier is. Want as ek agter een van die instrumente in hardloop, julle almal by die kerk se deur uit. Maar weet jy dat hierdie ouens wat hier speel, kan iewers 'n verkeerde noot druk. Hulle kan iewers 'n stokkie en ritme uitslaan. Jy kan maar kyk onder die musikante baie keer as ou nie ritme se begin ons. Hulle kry sulke snaakse goed. En dan kan ons baie sê oor hierdie ons wat nie in tune is nie. Ek sal nooit vergeet. Daar's by ons 'n beskeie vroutjie in ons gemeente in Middelburg. 'n Mamma van 5 kinders. Dan sê wil vreeslik graag voorsang doen. En die môre toe sê sy is so lekker op noot nie, en ek kry 'n oproep van 'n broer. En die broer sê vir my,
Pastoor, jy moet daai vals mense van jou kansel afkry. Weet jy, ek ry daai dag daar weg, maar my hart is bitter gestem, ek het nie veel gesê nie. En ek sê vir my vrou, ek het vanaand een van die valste mense in die kerk ontmoet. Een van die valste mense in die kerk. Dit was nie lang daarna nie. Toe speel dit alles uit. Toe kom dit alles uit. En dit kom op die lappe. Ek wil vir u iets sê. Jezus het 'n ou vloeker geroep. Jy kan maar gaan sien, Petrus hulle was vissermanne. Hulle is rowwe ouens daar. Hulle het 'n ander taal gepraat as die ander ouens. Matteus was 'n tollenaar. Hy was 'n skelm. Hy het die mense besteel. Maar Jezus kies hom. Hy stap in die middel van die pad en hy stop onder 'n wille-vyeboom. En hy sê vir ou Sander, kom klim af, ek gaan saam met jou maaltyd hou vandag. En toe ander by hom kom, het baie vir hom te sê, toe hy geantwoord wat ek net nou aangehaal het. En hy sê, ek het nie gekom vir hulle wat gesond is nie. Ek het gekom vir hulle wat siek is. Ek het gekom vir hulle wat swak is. Want sy menslikheid, sy absolute verhouding, sy intelligensie op 'n jong ouderdom van 6 jaar, of wat was dit 6 of ek help my net pastoor Kus toe pastoor Dani, was dit 6 of 12 jaar toe sy ouers hom gesoek het. Toe staan hy in die tempel, dit was 6 jaar. 12 jaar, skielik 6 jaar was ander. Toe staan hy in die middel van die skrifgeleerdes, toe sê hulle, "Wow, ons hierdie kind se kennis is astronomies groot." Toe tel reeds sy intelligensie. Die menslike gesig symboliseer wysheid. Dit symboliseer begrip. Hoekom sê ek dit? Weet jy dat selfs die Here Jesus het 'n medelee met die swakheid van mens? Weet jy dat hy verstaan hoekom mense verkeerd doen? Hy regverdig dit nie, maar hy het die sondaar lief. Hy het die teruggevallene, het hy lief. Hy het die drank en die dwelmverslaafde, het hy lief, want hy begrip vir dit. Volgende punt is, hy het 'n verhouding met almal gehad. Weet jy dat een van die dinge in die wêreld waar ons vandag staan, is dat die mens so vinnig 'n ander persoon kan veroordeel op dit wat hy sien. En hy het nie 'n verhouding met daai persoon nie. Ek het deur my jare gesien, ek sal nooit vergeet, toe ek eendag by, ek het dit genoem op 'n geleentheid, ek dink ek het dit hier ook genoem, toe ek by 'n plek instap, en daar sit 'n jong man agter 'n tafel met 'n bokkie baard, wat hy so in 'n vlegseltjie gevleg het, toe hang die bokkie baard hierso. Hy is getatoeëer van sy skouers af, alles. Hy staan op agter daai tafel uit, met so 'n kniebroek aan, tot sy kuite is getatoeëer. Maar weet jy, toe daardie jong man met my begin praat, en ek leer hom ken, die oomblik toe ek hom sien, toe sien ek dat dit slaan tot hier onder, by sy hemp, uit so neerman, hy het 'n vol body tattoo gehad. Maar weet jy, toe ek met daai jong man begin praat, toe ontdek ek, dat hierdie man het waarlik Jesus Christus ontmoet in sy almag. En weet jy, ek het hom onmiddellik toe kom sien, toe dog ek, nee, hierdie is nou nie my best cup of tea nie, wat soek ek in hierdie man se kantoor? Maar toe ek in daardie kantoor instap, en hy opstaan, en hy begroet my, en sy oë straal die liefde van Christus uit, toe sien ek 'n man, wat waaragtig by Jesus uitgekom het, en in 'n oomblik, in 'n klein tydjie, bou ek 'n verhouding met 'n volgetatoeëerde persoon, en ek wil vir u iets vertel, ek ontdek 'n goddelike man van God in my midde. Menseverhoudings is deel van Godheid.
oordeel is nie teeg daarvan nie. God is nie verwyderd nie, hy is persoonlik en verlang na verhouding met sy skepping. En weet jy wat, ons vermy verhoudings met die skepping van God. Kyk het gou na die een langs jou. Sien jy, sy het ook nou 'n bietjie plooi en hy het ook nou 'n bietjie grys hare. Hy het ook 'n blessantie, minder hare as die dag toe om leer ken het. Maar hy is 'n skepping van God. Draai gou by toe, kyk net na die ou agter jou. Sal jy kom maar mooi na jou skoon maak, kyk sy is ook 'n skepping van God. Kyk gou na daai stukte boelige kinders van jou. Kyk gou vir hulle skepings van God. Weet jy dat ons sit vanaand en ek kan hier oor die bank kyk en al wat ek vanaand hier sien, is nie mense met foute nie, want as ek mense met foute gesien het, dat ek vanaand vir jou 'n ander preek gepreek het. Daarom bedien ek jou vanaand met hierdie woorde, met die woorde van, jy's 'n skepping van God. Weet jy dat wie by daai kerk sit hier instap, is 'n skepping van God. Weet jy dat die man saam met wie jy werk in die tuin, is 'n skepping van God. Weet jy, ek wil vir u iets vertel, dat die ou tolhek, amptenaar, wat daar sit, wat so maklik jou geld vat, wat jou soms ure kan laat wag, omdat die ou voor jou die geld het nie. Ek sal nooit vergeet. Ek en my vrou kom vir die kinders af, dat ons stop al by 'n tolhek. En die staan 'n man voor my, en dis die duurste tolhek op pad terug. En hier's 'n ou voor my, en hy kan nie betaal nie. En die tou is lank, as jy hierdie N1 ken op 'n Sondagmiddag, daai tou is lank daarvan na Moenspruit af, Pretoria toe. Jy staan soms so 2-3 kilometers in 'n tou, net om deur die tolhek te gaan. En almal is geïrriteerd, hulle druk so voor mekaar in die hoetersplaas. En dis warm. En die gemoedere loop hoog. En ek kyk hierdie ou en ek sê my vrou, ek kan nie verstaan dat as mense by 'n tolhek kom, dat hulle weet hulle moet hier deurgaan en hulle het nie geld nie. Nou. En die Here sê, betaal daai man se tol. Skielik kom ek agter, luister, hierdie boerebloed. Trek ek en kry dit onder beheer. En hierdie vrou stap toe uit en sy begin vir die mense wys, gaan terug. En weet jy, vir een oomblik, toe besef ek hoe belangrik is die kind van God se rol op hierdie aarde. Ek sê van, man, please go back to your booth. Let him go, I'll pay his toll. Daai vrou kyk my met sulke groot oë aan. En ek wil jou iets vertel, is 'n swart man. Hy kom uit Zimbabwe, want sy kar het 'n Zimbabwe se registrasie gehad. Hy kon baie sê. En ek wil baie sê. Maar God sê betaal sy tol. En ons stap in en ek betaal sy tol met my kaartjie. En toe ek klaar betaal het en ek sê vir jou, nou moet ek weer gaan, toe sê ek, can't swipe your card twice. Nou hou ek dit nou op. Ek sê, sir, I helped you. You gotta make a plan. Hy sê, I can do it only on one way. I can do it on the old manner, when die ou masjien met ek het nie geweet bestaan. Die bad van dit was, toe ons bankstaat kom, toe het hulle die tolgeld 3 keer gevat. 'n punt op 'n bonus. Die duurste tolhek op die pad. Maar kan ek jou iets sê? Ek kon daai dag uitgeklim het en daai mooi seun daarvoor iets vertel het. En ek kon daai vrou vertel ek hoe treurig is hierdie tolgeld toe my tweede maal my kaart swipe. En toe my vrou by my kom en sy sê vir my hierdie woorde, sy sê daai tolhek is 3 keer af. Ek sê, maar ek gaan nie terugry beklei oor daai geld nie. Dit is te ver. Maar ek wil jou iets sê. Op een of ander manier het ons God se seën ervaar.
oor daai tolgeld wat ek vir 'n man betaal het, wat ek nie geken het nie. Hy het net sy hand by die feesster uitgesteek en het seker gesê, ek het jou ongelukkige van jou. En ek moet ek daar weggery en het gesê, ag, dankie meneer dat jy my skuld betaal het. Maar ek wil jou iets vertel. In die hemel is daar iemand wie sy naam Jesus is. Wat daardie dag, daardie sondagmiddag, ten spyte van der duisende se frustrasie, het hy gesien hoe dat 'n eenvoudige predikantjie en sy vrou die tolhek gaan en 'n man se tol vir hom betaal. Kind van die Here, ons kan nie die skepings van God verkleineer, minag en sleg behandel nie. Ek gee nie om wie hy is nie. Dan vir enige kreke man toe ons daar inkom, ou Sam. Toe daar kom, toe vind ek ou Sam, is die tuinier daar. Sam is op sy eie missie en ek sal nooit vergeet die eerste dag, toe hy van verlof af terugkom, toe ek nou so 'n bietjie die omgewing geleer ken en ek sien Sam, gooi al die tuinvuilgoed in die erf, om daar nie weet van enige kerk, hy groot erf daar langsaan. Hy gooi al die kerk se tuinrommel in die erf langsaan. Nou as jy dit met my wil doen, dan maak jy vir my woedend. Nou moet nie sy tuinvuilgoed langs my huis kom gooi nie. Maar ons doen dit. En ek sê vir hom, luister, sien jy daai sakke? Jy gaan die sakke vol maak. Ons gaan by die trailer lei, ons gaan dit weggooi. Ek sê vir hom, hoe lang vat dit jou om al die gras te sê? Hy sê, nee, pastoor. Hy sê, net een dag. Ek ry Western Area toe na my pa toe. Ek kom daar maar 3 uur terug. Al wat gesny was die snypaadjie voor die kerk en die sypaadjie voor die pastorie. Nodeloos om te sê, toe ek inry, toe gloei ek al. En ek klim uit, ek sê vir hom, en die beste van alles was toe ek so om die hoek gery kom, toe skit hy die gaste se bak in die erf langs my weer uit. En ek klim uit, ek sê vir hom, kom hier! En ek kom maar aanvaard. Ek sê, wat maak jy? En ek kry so verledig. En toe so lag, en die sy tand met sy mond, en so een. Toe voel ek trek hom ook soms. Ek sê vir hom, ek het vir jou gesê, jy gooi nie hierdie gras in die veld die langs aan nie. Hoekom doen jy dit? Oh, sorry my baas. Ek het vergeet. Maar die sakke lê daar. Ek sê vir hom, luister mooi. Ek sê, ek het jou vanmorgen gevra, ek is 8 uur hier weg, dis 3 uur, jy het 2 sypaadjies gesny, 4 uur is tyd. Ek sê, jy het baie gras om te sny voor 4 uur, hoor jy van my? Ja my baas, ek gaan die gras sny, 4 uur toe tyd, toe is al die gras gesny. En ek sê vir my vrou, hy sal leer om te luister. Hy het 4 jaar saam met my gewerk. My vrou het hom gemis. Sy mis hom tot vandag toe nog, want hy was net so stout soos sy. Dan wag hulle tot ek ry, dan sê sy, Sam, kom doen gou vir my dit. Dan hardloop Sam op die al die geval. En as ek by die huis kom, is hy ewe vroeg daar in die toilet. En die kere wat ek ontvang, sê ek, jy het nie die missies! Dan sê ek, maar toe sê 4 jaar, toe leer ek om 'n verhouding met ou Sam te bou. Hy kom een môre by die werk aan, die volgende dag kom hy daar uit, toe stink hy nog van die hele naweek se drank. En ek wil hom eers aanvat, die Here sê vir my, gaan praat met hom. En ek kom aan, ek sê van, kom sit hier by my, en ek gaan sit daar agter die saal, sit ek 'n tafeltjies, en toe sê, sit hier by my. Ek sê, Sam, ek wil nou vir jou sê, jy werk by die kerk. Dink jy dat die Here is gelukkig as jy so drink en jy kom werk hier? Hou my routine, hou my baas. Hy sê, Sam, ek nooit so gedink nie.
Weet jy dat daai eenvoudige gesprek, daai eenvoudige oomblik van 'n verhouding met Sam het gemaak dat Sam nooit weer dronk kom werk het nie. Nooit weer nie. Jou verhouding, Christus stap tussen hulle in sonde, en hy sê vir hulle, ek is diensbaar, ek het 'n verhouding met jou. Kom ons kyk na die laaste een, en dan gaan ons nou lekker koffie drink hierna. Hy sê die 4de lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. Spreuke 30:18 sê daar 3 is dit wat vir my wonderbaar is. Ja, 4 wat ek nie kan begryp nie. Die weg van die arend in die lig. Maar die wat in Jesaja 40:31 ken ons, maar die wat op die Here wag kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos arende. Daar's 'n geweldige simboliek aan 'n arend. En daar's baie wat ek hier vanaand kan vertel. Maar weet jy dat 'n arend paar nie op 'n nes nie. Paar nie op aarde nie. Hulle doen dit in vlug. Hulle vermeerder in vlug. Hulle word 'n groter populasie in vlug. En hier kom hy, en hy sê die gesig van 'n arend gesien. Salomo sê, hy sê, ek verstaan nie die vlug van die arend nie. Ek het soveel goed van arende gehoor in my lewe, dat ek het al verbaas gestaan om te sien, ek het nooit geweet, dan kom 'n sekere tyd in hulle lewe, dat hulle bek, hulle snavel, afbreek nie. Sodat daar 'n nuwe een kan groei, dat hy weer effektief kan. Hy sit homself in 'n pynigingsproses, sodat hy meer aktief kan wees. Weet jy, dit is bewys, dat 'n arend is die dier wat die fynste kan sien in die wêreld. Hulle praat baie keer oor die oog van 'n arend, en hoe effektief dit kan wees. Dis absoluut 'n dier wat ver kan sien. Hulle het perspektief. Hulle het perspektief. 'n Arend, jy moet bietjie gaan staan in die wildheid, en jy gaan sit as jy 'n visarend, as hy so ingesweep kom, en hy sak so neer. Dis die mees indrukwekkendste dier wat jy in jou lewe gesien het. Dan met my kinders op die plaas loop ons eendag, hulle het 'n plaag van bosstywe, wat die sonneblomme opvreet, en ons het almal pellets en twee, en ons stap aan om hulle te verwilder. Ek is self daar, en die dag stap ek so in die pad, wat ek stap, so op na die lande toe, is daar 'n groot spulpuntdamme, wat vir die spulpunt se water, maar die boorgat sit aan die ander kant, en hy voer hierdie dam met water, en in die middel van hierdie pad, is daar 'n waterrekkie, en hy maak 'n ploes, 'n plas van water. Terwyl hy daar sit, en ek loop so in die pad, af te sien dat jy kom iets oor, en met 'n spoed, en ek kyk en ek sien, dis 'n groot breekop arend. En ek sien, dit lyk of hierdie arend nou iets, ek tog wel, hy gaan nou nie kyk, hy gaan iets vang. En die volgende oomblik sak hy, so ver soos van hier van my na Shalta, sak hy in daai pad neer, met sy statigheid. En ek spring agter 'n boom, en ek sit, ek sal net wil hierdie ding mooi bekyk, en ek sit die geweer so in die boom, en ek kyk hom so deur die teleskoop. Ek het hom nie geskiet nie, moenie worry, ek sal dit in my lewe nie doen nie. En ek kyk hierdie arend, en ek sien hoe grasieus, en hoe flink is hy, elke geluidjie, hy drink, en as hy 'n geluidjie hoor terwyl hy drink, dan sien sy koppie maak so. Hy mis niks. Hy mis niks. En in 'n oomblik, toe gewaar hy iets so entjie van my, en ek sien daar's 'n klomp tarantale, en goed, hulle hardloop daar rond, en ek het hulle nie dadelik gesien nie, maar so fyn sien hy hulle, ek kon hulle nie in die bos sien nie. Eers later van tyd, toe hulle so nader aan die open gebied gaan sien hy, maar daar hardloop 'n hele swerm tarantale. Weet jy wat sê hy hier? Hy sê, 'n arend is deel van goddelikheid en soewereiniteit. Dis die simbool van godheid in jou lewe. Dis hoe suiwer jy vir God lewe, en soos jy vir God wandel. Hy sê dit symboliseer ook hemelse perspektief. You heaven bound. Jou oog is so dit wat Paulus gesê het, bedink die dinge wat daar bo is. Bedink die dinge wat in die hemel is en nie op die aarde is nie. Bedink dit.
Tweede is so lekker, uit snelheid. Jy was nie 'n traagheid by hom nie. Ek kyk die ander dag oor iets van 'n valk, kan nie sy naam nou onthou nie. Ek praat oor die vinnigste dier op die aarde, op aarde. Die vinnigste dier op aarde is 'n valkie. Ek kan nie nou onthou hoeveel kilometer 'n uur, daai valkie, wanneer hy duik na sy prooi toe. Hulle praat van etlike honderde kilometer 'n uur, wat daai valkie duik. Die arend op sigself kom teen 'n geweldige spoed. Het jy al gesien 'n visarend? Hoe groot vis kan hy uit 'n water uithaal? Weet jy hoeveel krag moet in daai vlerke wees? Ek staan by die water, kan ek nie ry met die boot in die water, dan kan ek die visse nie sien nie. Hy haal hom uit. Hy sien weer daai vertroebeling van water, sien hy alles. En hy kom nie so stadig in en soek hom nie. Hy kom met 'n spoed in. En hy gryp wat hy moet gryp. Weet jy wat is hartseer? Is dat die traagheid wat onder die kinders van die Here begin gebeur het. Almal het spoed verloor. En Jesus het nooit in sy lewe nie, alles wat gebeur, in 3 jaar het hy die ganse mensdom se rigting en sy koers verander. Ons sukkel 40 jaar om een ou tot bekering te kry. In 3 jaar het hy groot chaos gemaak, groot amok gemaak, maar duisende het ook tot bekering gekom. Duisende het die gesag van God verstaan, toe hulle by sy dood by die kruis staan, en hy blaas sy asem uit, en die duisternis oorweldig in die oomblik van daardie middaguur, oorweldig al die helderheid van die son, alles, toe staan hulle, wat daar gestaan het, wat absoluut saamgespot het, saamgeskel het, saamgeslaan het, saamgespieg het, toe staan hulle, toe sê, waarlik, hy is die seun van God gewees, maar bo het hulle gesê, hier hang die koning van die Jode. Hulle het hom 'n bespotting gemaak, maar in 3 jaar se tyd bevestig hy 'n bediening wat meer as 2000 jaar nog steeds kan funksioneer. Kerk van God, ons moet spoed vat. Amen. Dis ook simboliek van goddelike majesteit. Ek praat baie van 'n ou oomie wat ek geken het, oom Pieter Palmer. Hy was die eerste pastoor in die PPK wat 'n Engelse gemeente geplant het in Rosettenville. Ek kom in Louis-Trichardt, ek was so klein seentjie. Toe stig hulle daai gemeente in Rosettenville. Ek kom in Louis-Trichardt gemeente en 'n paar maande wat daarna stap hier 'n man agter by my kerk in. En ek ontmoet hom en hy val by ons in en hy word vir ons 'n verskriklike groot ondersteuner, 'n klankman van formaat ook gewees. En hy sê, pastoor, jy ken my pa, ken jy nie my pa nie? Ek sê, ek ken nie jou pa nie. En ek kan nie dadelik plaas nie. En eendag toe nooi hulle ons daar na hulle toe. En toe ek instap, toe staan daar 'n oomie. As ek by hom staan hy so onder my arm. Toe sê oom Pieter Palmer. En toe ek hom sien, toe eie ek hom van kindsjare af. Ja. Maar weet jy wat het ek by oom Pieter gesien? Hy het by sy kinders agter in die erf, nee, jok, by geestelike kinders van hom, agter in die erf, in 'n Wendy-huis gebly. En toe ek met hom praat, ek sê, maar oom, ek was daai jare, was ek in PPK Roulette. Ek sê, ek kan onthou toe die Engelse gemeente afgestig het en alles, en ek kan nog onthou wat die oom het nog gedraai kom maak, en hulle het hom geseën, die aand, daar in die diens en alles, en ek kyk hierdie oom so, en ek praat so met hom, hy sê, ja, ek kan onthou. Hy sê, ek kan jou nou nie onthou nie, ek sou nie, want ek was 'n seentjie. Maar weet jy wat het ek by oom Pieter Palmer geleer? Hy's nou huisdwang. Waardigheid. Weet jy die aand toe ek en my vrou en sy ou huisie instap, toe sien ek waardigheid. Nie armoede nie, waardigheid.
ry ons in die straat van Louis Trichardt, dan stap ons Pieter op die suipaadjie. Tussen honderde, dan sien ek waardigheid. Koning goddelike majesteit. Nie omdat hy fancy aangetrek het nie, want hy het nie. Maar weet jy dat hy het vir die karwag altyd 'n boodskap gehad? Hy het spesiaal deur die strate van Louis Trichardt gestap om die karwagte te bedien. Weet jy wat was nie mooi? Al die banke in Louis Trichardt was so in een straat. Elke bankbestuurder, elke bankamptenaar het oom Pieter geken. Goddelike majesteit. Jesus was waardig. Hy het goddelike majesteit het hy tentoongestel. U en ek, sê die woord van die Here, is verhef tot koninklike waardigheid. Ons is 'n koninklike geslag, ons is gekoop deur Jesus Christus. Ons is vry deur gekoop deur, waar is ons waardigheid? Sluit af. Dit wys net dat God verhewe is bo alles wat ons doen. Dit wys maar net hoe dit werk. En ek wil u vanaand aanmoedig. Jy kan hierdie lering ook by my kruis verniet. Free, maar halal. Niks, al wat jy vir my moet doen is jy bid net vir my. Hierdie is net die basisbeginsel. Jy kan elkeen van hierdie punte vat en jy kan dit gaan opbreek en jy kan dit nog groter maak as wat dit is. Gaan studeer so 'n bietjie, gaan ontdek bietjie. Hoekom het hierdie vier, hoekom sal hierdie lewende wese hierdie vier gesigte het? En hulle roep heilig, heilig, van begin van tyd, sê die woord van die Here, tot aan einde van tyd. Hoekom sal dit daar wees? Want die Here het dit so bepaal. Die Here het dit so bepaal. Wees net 'n dienstig van God. Dien en bedien. Maak jouself so 'n bietjie skerp met die woord. Stap uit en leef in oorwinning tot eer van die Here se naam. Prys die Here, wat sal ons gaan?